Welkom by die Olielamp, die harmonie van klank en lig. My naam is Cornel Meyer en jy luister na die Olielamp se potgooi. Hier is episode 3 en vandag saam met my in die ateljee is Dominee Jonker Venter. Baie welkom Dominee. As Dominee self net kan voorstel in ons gehoor. Dankie Cornel, baie dankie aan alle luisteraars. Ek glo ons gaan hierdie episode ook geniet. My naam is Jonker Venter, ek is die predikant by die Gereformeerde Kerk Toosiesdal in Pretoria Moot area. En ek is getroud met 3 kinders en ons woon hier in Waverley en dit is baie lekker hier. Ja. Vandag se onderwerp wat ons gaan bespreek of die tema is gebed. Dit gaan van persoonlike gebed na openbare gebed voor ander mense. Soos ons die term openbare gebed gebruik, dan sit enigiets van by 'n Bybelstudie of by enige vereniging voor mense bid. Dit is wat ons bedoel met die term openbare gebed. Ons wil gehoor, Dominee, in Matteus lees ons dat God weet klaar wat ons nodig het. Waarom bid ons dan nog steeds, as hy klaar weet? Cornel, man, net so stappie terug, jy weet, gebed is vir almal 'n baie persoonlike ding, nê, en baie mense word nie geleer hoe om te bid deur hulle ouers nie. Jy weet, mense hoor maar gebede by ander mense en baie keer hoor jy dit in die openbaar, nê? En veral dan by ouderlinge of predikante of jy weet geestelike leiers of so, dan klink hulle gebede vir mense baie keer baie hoogdrawend en mooi, en dan gebeur dit sodat mense baie huiwerig is om te bid. Jy weet, hulle is skaam, want hulle gebede klink nie soos ander mense se gebede nie. Dit klink dalk nie vir hulle reg nie, niemand het hulle geleer nie, so jy weet, mense het baie min vrymoedigheid baie keer om te bid. Maar om jou vraag dan aan te sluit, jy weet, waarom moet ons bid as God reeds weet wat ons nodig het? Nou ek dink, mens moet weer eens 'n stappie teruggaan. Voordat ons praat oor gebed, moet ons praat oor verhouding. Wat is jou verhouding met God? Wat is jou verhouding met die Here? Wie is God in jou oë? Hoe beskou jy wie God is? Nee, en die Bybel leer ons, soos jy gesê het, Matteus, veral Matteus 6, waar ons die Onse Vader kry, en dan in Matteus 7, in Matteus 7 dan sê Jesus vir ons dat ons hemelse Vader weet wat ons nodig het. En daarin lê die kruks van die saak. Ons het 'n hemelse Vader. So hy is ons Vader wat vir ons lief is, wat ons aansien deur ons Here Jesus Christus. Weet, hy het vir ons die geweldige prys betaal deur sy seun se bloed, nê, dat ons sy kinders kan word. Dink maar aan Johannes 1 vers 12, nê. Dat elkeen wat in Jesus Christus glo, aan hulle is die mag gegee om kinders van God genoem te word. So, ek dink dit lê in 'n verhouding, nê. Mens moet eers vra, hoekom as God weet wat jy nodig het, waarom dan nog bid? Want hy is jou Vader. Hy wil tog hê, ek bedoel, as jy nou 'n klein kind is, jou pa weet tog sekerlik jy het kos nodig. Hy weet ook wanneer jy lus is vir sweeties, of vir wanneer jy op vakansie wil gaan, of wanneer jy klere of wat ook al wil hê. Hy weet dit. So, maar hy vra dit tog van jou, en daardie verhouding maak dat jy die vrymoedigheid het om hom te vra. En dan bietjie terug te bring, toe ons die vraag gestel het Dominee ook genoem van gebed, openbare gebed, mense is skaam vir ander mense, omdat hulle voel hulle gebed klink dalk nie soos die dominee of die ervare jeugleier of so nie. Maar waarom hoef hulle dan nie skaam te wees nie? Wat kan hulle help om so hulle gebedslewe voluit uit te leef, dat hulle vrymoedig kan wees om voor groepe of voor mense te bid?
Wel, weer eens, ek wil teruggaan na daardie verhouding wat 'n mens het, nê, met jou hemelse Vader. So voordat jy gaan kyk na ek is skaam by openbare gebed, begin mens eers by die kom ons sê maar by die mindere voor jy na die meerdere toe gaan, nê. Uh Natuurlik sal enigiemand skaam wees om in die openbaar te bid as hy nie die vrymoedigheid het om in privaat in sy binnekamer te bid nie, of wanneer hy nie ingeoefen is daarin nie, nê. Want gebed is eintlik 'n oefening van geloof. Dit is 'n genademiddel wat die Here vir ons eintlik gee deur sy Heilige Gees sodat ons met hom kan praat, sodat ons hart kan oopmaak teenoor hom en al ons begeertes vir hom ook bekend maak. Al weet hy dit reeds, hy wil hê jy moet dit deel. En daar lê 'n kruks daarin. Die geheim eintlik wil ek sê is, as God weet jy dit nodig, hoekom bid jy nog? Dis wat ons gesê het in die eerste vraag. Wel, want God wil deur die gebed in jou werk. Hy wil deur jou werk, met jou werk. Hy wil jou vorm. Maar as daar geen verhouding is nie, hoe kan jy vorm? So ek wil dit weer terugbring na, begin eers in jou binnekamer, en kom ons antwoord daardie vraag, hoe moet jy vrymoedigheid hê om in jou binnekamer dan eers te begin? Wel, die Bybel leer ons, as jy deur die geloof Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser, as jou saligmaker, dan beteken dit, jy gryp aan hom vas deur die geloof, en aan dit wat hy bereik het, en dit wat hy bewerk het. En wat sê die Bybel? Die Bybel leer ons, hy het met sy bloed jou gereinig van alle sondes. So wanneer die Vader na jou kyk, dan sien hy jou as 'n heilige, as 'n persoon wat rein is, rein gewas is. Ja, natuurlik het jy nog sonde. Alle mense het nog sondes. Maar die Vader sien jou nou nie aan. Hy sien jou nou as iemand wat in Christus skoon gewas is. Daarom is jy 'n heilige. Jy is sy kind. So, hoekom kan jy vrymoedigheid hê? Omdat Jesus Christus vir jou sondes betaal het, jou skoon gewas het. So daarom het jy vrymoedigheid in jou persoonlike gebed, en dan beoefen jy dit. Dit is baie belangrik. Dit is baie belangrik om dit te beoefen. As jy geen verhouding met jou aardse vader of moeder het nie, jou ouers, jy weet, jy bel hulle nooit, jy praat nooit met hulle nie, wat 'n verhouding kan jy dan tog hê? En dieselfde geld vir jou verhouding met die Here, nê. Die Here wil weet van jou, hy wil van jou hoor, hy wil jou hart hoor, al ken hy jou binne en buite regdeur. Dit is hoe hy dit gewil het, dis hoe hy dit bepaal het ook. Dis hoe my gebed gegee het ook, as 'n middel om met hom in verbinding te tree. Baie dankie Dominee. Dominee het deeltliks geraak aan ons volgende vraag, wat is 'n mens het persoonlike gebed en openbare gebed. En waarom is dit tog steeds belangrik om al twee gebede uit te oefen? Ons het nou geleer dat ons het die verhouding met God. Maar wat is die kern wat ons kan saamvat oor hoekom dit spesifiek belangrik is om nie net die een op te fokus nie, maar al twee op te fokus? Ja, ek dink in ons tyd is daar die tendens baie keer, en veral sien ons dit oorspoel van Amerika af, maar dis 'n wêreldwye tendens, dink ek, die verwestering van die mens en die godsdiens, dat jy weet, mense sê hulle is geestelik, of spiritueel, jy weet, geestelik, maar nie godsdienstig nie. So mense sal baie keer dink, maar ek het God in my hart, sy gees woon in my. Waarom moet ek in elk geval dan in die publiek my godsdienst gaan bekend maak? Ek bedoel, die maatskappye forceer 'n mens ook al in 'n rigting om jou geloof privaat te hou, nee, daar by die huis, dat jy nie geloof en die sekulêre dinge met mekaar vermeng nie, asof elkeen in 'n boksie kan pas, maar ons menswees, ons godsdienst is 'n wese, jou hele bestaan, dit betrek alles van jou menswees. So, gebed is ook deel van na die publiek toe. Nou ja, in Matteus leer ons, Here Jesus ons ook, moenie op die hoeke van die strate gaan staan en bid, dat mense julle kan sien nie, maar dit gaan nie daaroor dat jy nie in die publiek mag bid nie.
dit gaan daaroor dat jy nie deur mense gesien wil word nie, want hy praat met die fariseërs. Waar hy vir die fariseërs wil leer dat hulle nie skynheilig moet wees nie, want hulle wil so graag deur die mense raak gesien word as godsdienstig en heilig, maar eintlik is hulle skynheilig, want hulle steek al hulle sondes weg. Hulle stel eise vir mense wat hulle self nie by kan uitkom nie. Maar publieke gebed is ook nodig. Ek bedoel, kom ons sê nou maar, kom ons noem dit openbare gebed, nee, selfs in die gemeente en tussen ander gelowiges. Soos ek gesê het net nou, as jy oefen jou in die gebed by jou huis, in jou persoonlike lewe, dan sal jy vrymoedigheid hê om ook te bid in die geloofsgemeenskap. Jy weet, en mense kry dit baie, mense sien dit baie by die tieners veral, nee, as jy sê, sal iemand wat wil bid, dan sal niemand wat wil bid nie. Want hulle is so bang, hulle sê die verkeerde woorde, of hulle kry skaam. En nie dat hulle skaam kry vir die Here nie, maar mense wonder tog dan of hulle geoefen word in die geloof met die gebedslewe. So ja, ek dink jy weet, die openbare gebede is nodig, sodat ons mekaar ook kan ondersteun as gelowiges. Jy weet, 'n ander ding wat 'n mens baie keer vind, veral in die gereformeerde kringe, is dat mense bang is vir gebedsgroepe. Want dit kom maar uit die tydperk waar daar, jy weet, die, kom ons sê nou maar die verligting tydperk, en daarna waar die metodistiese neiging was dat, jy weet, dat die Gees jou op 'n subjektiewe manier beïnvloed, en dat jy dan 'n besondere tipe van 'n besondere openbaring van die Here kry. Maar nou lyk dit amper asof gereformeerdes bang is om in daardie struik te trap en dan glad nie te bid nie. Jy weet, dat ons eerder praat van Bybelstudies as gebeds byeenkomste. Nou ek dink nie mense moet kies vir die een of die ander nie. Ek dink mense moet as gelowiges saam bid. Die Bybel is vol daarvan. As gelowiges kan ons saam bid. Dink maar aan Handelinge, nee, Handelinge 2, 3, 4 daar verder. Dan sien jy hoe die gelowiges eendragtig volhard het in die gebed. So gebed is 'n kosbare ding. Dit is die gebed, deur gebed wat gelowiges in 'n gemeente ook groei. Want is deur die Heilige Gees se werk wat dit gebeur. So gebed is nodig. Dis maar wat ek wil beklemtoon, nee. Ek dink ook ons mense het die verkeerde die verkeerde visie of die prentjie wat hulle kry as hulle dink aan gebedsgroepe. Ek self was baie skrikkerig vir jare om by so 'n gebedsgroep by te woon. Maar tot laas jaar Augustus, toe 'n paar van ons vriende het ons 'n gebedsgroep begin, waar ons in die oggende met mekaar se laste dra, en waar ons ook so mense in die gemeente se laste help dra. So ek dink dis 'n baie belangrike ding om 'n gebedsgroep te begin. Kry vir jou 'n paar vriende en besluit op 'n tyd. Ons het begin op Vrydagoggende 6:00 ontmoet ons mekaar, dis nou Maandag 6:00, en dit help mense om by daai roetine te bly, om mekaar se laste te help dra. En dan 'n laaste vraag, net gou as opsomming, of ek dink hier is meer 'n wenk wat ons kan gee aan ons luisteraars, is as ons teruggaan na Matteus 6, soos ons vroeër aangehaal het, hoe kan ons daai gebed wat Jesus vir ons gegee het, die Onse Vader, gebruik om 'n riglyn te vorm vir ons daaglikse gebede? Maar ek wil net gou reageer op die vorige punt ook, nee. Jy weet, gebedsgroepe is belangrik. Ons het nou net so daarvan gepraat, maar dit moet nooit los staan van die woord nie, dat ons in patrone verval, of dat ons dink die krag van gebed, soos wat die Bybel van praat, lê in die persoon wat bid, of in die gebed self nie, maar die krag lê steeds in God. So ons moet nog steeds bid dat sy wil sal geskied volgens sy woord. Net dit daar gelaat. Maar nou oor gebedswenke, nou, jy het genoem Matteus 6, nou ja, wie kan 'n beter wenk gee as ons Here Jesus Christus, nee, die 6 bedes van die Onse Vader. Nou in die gereformeerde kerke het ons die belydenis geskrif van die Heidelbergse Katekismus, en daar word die Onse Vader ook vir ons mooi behandel en uitgepak.
hier vanaf Sondag 45, nee. En dan word elke bede vir ons mooi in beginsel uiteengesit. So ons kry in die 6 bedes van die Onse Vader baie mooi wenke. Dis waar volgens ons gebede moet inrig. Ek bedoel, al jou gebede, al hoor jy nie die fisiese 6 bedes van die Onse Vader nie, jy hoor die patroon. Nou, mense kan die patroon ook vergelyk met ander aspekte van jou godsdiens en ek het, as jy die Onse Vader vat en jy skryf hierdie aspekte langs dit neer, dan sal jy dit sien. Nou, eerstens, 'n gebed begin altyd met lofprysing of verheerliking aan God, nê, waar ons God se naam groot maak vir wie hy is. So, dit is die eerste wenk, nê, maak God groot vir wie hy is volgens sy woord. En dit wek by jou 'n ontzag vir God. Dan besef jy, wie is jy? Jy besef wie is God. Jy besef voor wie jy staan. Die skepper van die hemel en die aarde. En dit laat jou onmiddellik baie klein voel en laat jou ook outomaties lei tot die tweede punt van skuldbelydenis. Dit hoor jy ook daar in die Onse Vader, vergeef ons skulde. So daardie skuldbelydenis laat ons, terwyl ons besef ons staan voor die almagtige God, maak dit jou nederig en dit laat jou skuld bely. Maar onmiddellik die gelowige besef deur die geloof, soos ek gesê het in die begin, hy is vrygemaak, hy is losgekoop, hy is skoon gewas deur die bloed van Christus. So nadat hy sy skuld bely en nie net algemeen nie, spesifieke dinge, nê, is 'n daaglikse proses. Dan kom hy tot die besef van vergifnis, die derde punt. Hy besef, soos ons sê, vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Wat ons daarin raak sien is dat God het in ons ingeplant deur sy Gees die vermoë om ander mense te vergewe, waar ons dit nie gehad het nie. En dit lei outomaties dan na 'n dankbaarheid toe, want jy besef, ek was so skuldig en ek is nou so verlos daarvan en dit maak my dankbaar. En dit is dan die vierde punt, die danksegging, nê, waar ons die Here dank vir alles wat ons het. En saam met danksegging gaan ook jou smekinge, jou gebedsversoeke, nê. En dis eintlik in wese die twee dinge waaruit gebed bestaan. Natuurlik begin jy jou gebed met God wat jy verheerlik, en dan gaan dit basies maar oor twee dinge. Jy sê vir die Here dankie vir dit wat hy doen, maar jy vra ook vir hom dit wat jy nodig het, want hy is die gewer van alle dinge. So, dis gebedsversoeke en is danksegging, of andersom, danksegging en gebedssmekinge, nê. En dit gaan vir alles wat jy nodig het, van jou geestelike welstand tot jou fisiese lewe, sodat jy hom kan dien, want jy staan in 'n lewe voor hom. En dan laastens natuurlik, doen jy ook voorbeding vir ander mense. Want 'n gebed is nie selfgesentreerd tussen jou en God alleen nie. Ons is 'n liggaam as gelowiges en ons bid vir mekaar en ons dra mekaar op aan die Here en so leef ons ook mee met mekaar. Ja, so dit is nou maar 'n druppel in die emmer oor gebed. Mense nog baie meer kon sê oor gebed en maar ek wil graag maar eintlik laastens net die punt in vasmaak dat gelowiges moet bid. Natuurlik wil gelowiges bid, maar selfs daardie tye wat 'n gelowige nie voel om te bid nie, moet hy bid dat die Here by hom die begeerte wek, dat hy sal bid, want dit is waar 'n gelowige wil wees. Baie dankie Dominee. Vir Dominee se tyd ook, en ek dink ons luisteraars sal ook dit kan waardeer, is ons kan sien hoe belangrik die gebed in ons daaglikse samelewing is. So van my kant af wil ek julle almal groet. Ek hoop julle het 'n goeie dag verder, en dan totsiens. Baie dankie, totsiens. Hierdie potgooi word vervaardig en aangebied deur myself, Cornel Meyer. En ek, Christian Grobler, vervaardig die klank. Nuwe episodes van die Olielamp se potgooi word elke maand vrygestel. Die Olielamp potgooi is beskikbaar op ons webtuiste, as ook Apple en Spotify podcast. Teken in sodat jy nooit 'n episode mis nie. As jy enige vrae het of self oor 'n onderwerp wil praat, stuur vir my gerus 'n e-pos na olielamp.podcast@gmail.com.